Goeiemôre, goeienaand, hier is Straatwys. Nou, ek kom op soveel plekke en gesels met soveel mense en hoe meer jy luister, hoe meer besef jy iets. Byna elke mens dra seer. Party dra trauma uit hulle kinderdae uit saam met hulle, ander dra die pyn van 'n huwelik wat uitmekaar geval het. Sommige dra die letsels van verwerping, mishandeling en verraad. Ander dra die leegheid van iemand wat dood is of iemand wat nog lewe, maar nie meer deel van hulle lewe wil wees nie. Die lewe het nie altyd handskoene aan nie. Die lewe speel nie altyd sag nie. En ek en jy is nie in watte toegedraai nie. Ons word gekneus deur mense wat ons vertrou het. Ons word teleurgestel deur mense wat beloof het hulle sal altyd daar wees. Ons dra die gewig van verkeerde keuses, mislukte pogings en geleenthede wat verbygegaan het. Niemand is immuun teen die lewe se seer nie. Maar daar is iets anders wat ek ook sien by hierdie mense. Ek sien hoe mense stadig maar seker hulle harte begin toemaak. En dit gebeur nie oornag nie. Eers is dit 'n klein muurtjie en dan nog 'n paar stene en dan nog 'n paar stene, totdat die hart wat eens sag was, later kliphard word, baie hard. Ons raak kort af met mense, ons verloor geduld. Ons hou op om mense te vertrou, ons hou op om te droom, ons hou op om te hoop en ons raak non-negotiable. Ons laat niemand naby ons later kom nie. En die hartseer daarvan is dat ons dink ons beskerm onsself. Maar is ons regtig? Die Bybel praat in Jesegiel 36 van 'n kliphart en hoe God die kliphart wil wegneem en vir ons 'n hart van vlees wil gee. 'n Sagte hart, 'n lewende hart, 'n hart wat nog kan voel. En dalk is dit een van die grootste wonderwerke wat God in 'n mens se lewe kan doen. Nie om jou probleme van jou af weg te vat nie, maar om jou hart weer sag te maak te midde van jou probleme. Want hier is die waarheid, 'n harde hart hou nie net die pyn buite nie, dit hou nou ook die lewe buite. Wanneer jy mure om jou hart bou, sluit jy nie net mense uit nie, jy sluit jouself ook toe. Jy sluit die pyn saam met jou binne in die mure toe. Jy dink jy het daarvan ontsnap, maar eintlik sit jy elke dag saam daarmee in dieselfde vertrek en word daarmee gekonfronteer. Die seer kan nie uit nie, die vergifnis kan nie inkom nie, die genesing kan nie gebeur nie. Jy word jou eie tronkbewaarder. En hoe langer dit aanhou, hoe moeiliker raak dit om weer te leef. Want die sentrum van jou bestaan is nie jou geld nie, dis nie jou werk nie, dis nie jou status of jou identiteit nie, dis jou hart. Spreuke sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Nie sommige dinge van die lewe nie, die oorsprong van die lewe. Alles begin daar. En dit is waarom 'n sagte hart so belangrik is. Want eerstens gee dit jou die vermoë om anders na jou eie seer te kyk. Wanneer jou hart sag word, raak jy meer genadig met jouself. Jy begin verstaan dat jy ook maar net 'n mens is. Dat jy soms die beste besluite geneem het wat jy op daardie stadium kon neem. Dat jy nie alles geweet het nie, dat jy nie perfek hoef te wees nie. En dan gebeur iets merkwaardig. Jy begin ook meer genadig raak met ander. Vergifnis word moontlik, nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat jy moeg raak om die gif te drink wat jy hoop hulle sal doodmaak. Die tweede ding wat gebeur as jy 'n sagte hart kry, is dat dit jou weer toegang gee tot die lewe. Jy begin weer lag, jy begin weer droom, jy begin weer mense vertrou, jy begin weer glo dat daar mooi dinge kan gebeur. Vandag weet ons selfs dat die hart nie net 'n pomp is nie. Dit stuur elektriese seine en vibrasies deur jou liggaam. Dit kommunikeer met jou brein, dit beïnvloed jou emosies, jou hele wese reageer op wat in jou hart aangaan. Wanneer jou hart swaar word, voel jou hele lewe swaar en jou liggaam betaal die prys. Wanneer jou hart ligter word, verander jou wêreld. Nie noodwendig jou omstandighede nie, maar die manier waarop jy dit beleef. Skielik glimlag jy makliker, jy haal dieper asem, jy geniet weer 'n sonsondergang, jy sien weer die mooi in mense, jy voel weer die behoefte om iemand vas te hou en lief te hê. Want niemand kan op 'n eiland leef nie. Want ons is gemaak vir koneksies, ons is gemaak vir liefde, ons is gemaak vir verhoudings. Koneksie is amper so suurstof vir die siel en daarom wil ek vandag vir jou vra. Hoe lank is jou hart al kliphard? Hoe lank draai jy al daardie muur saam met jou en hoe lank bou jy al daaraan? En hoe lank gaan jy dit nog met jou bly ronddra? Want dalk lê die antwoord waarna jy soek nie daar buite nie. Dalk is dit nie nog geld of nog sukses of nog erkenning of nog 'n video of nog beheer nie.
Dalk moet jy teruggaan na die basiese beginsels toe, terug na jou hart toe. Vra vir God om die klip in jou sag te maak. Vra vir hom om weer die lewe te bring waar daar gevoelloosheid in jou gekom het. Want die oomblik wanneer die hart weer begin leef, begin die res van die lewe stadig maar seker ook in plek val. En dalk is dit presies waar jou nuwe begin wag in jou hart. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.